Ek is vanmôre hier met verwagting, en nie hoeveel verwagting. Amen. Wil nie. As ek kyk na hierdie verhaal van Jesegiel, reg van die begin, net in hierdie stukkie gaan ek julle 6 reëls gee. Reg in die begin wandel Jesegiel met God. En God wys vir Jesegiel hierdie laar met dooie bene. Soos wat hy kyk by hierdie dooie bene, sê God vir hom, dink jy hierdie dooie bene kan lewend word? Hy het nie vir die omstandighede om hom gekyk nie. Hy het gesê, Here, U weet. Amen. Was die derde sê, U weet. Toe die vleis begin, die senings begin groei, die vleis het opgekom, maar dit was soos mammies, dood. En God in sy toelaatbare wil, hier in die 9de vers, sê hy, laat die Gees, 'n klein letter, let op. Uit al 4 windrigtings, die noorde, die suide, die weste en die ooste, aankom en hulle het toe opgestaan en lewendig geword. Ek dink as hier by die 14de vers, ek het God die Ruach, die Gees van God, oor hulle laat kom, toe hulle die Gees gekry. Eers het hulle die asem gekry, en hulle het opgestaan. Maar hulle het opgestaan, maar hulle was nog nie Gees vervuld nie. In die 14de vers, toe raak hulle Gees vervuld. Amen. As ek net hier stop, ek kyk na vandag se kerke, is daar baie dooie bene in die kerke. Predikers wat van hierdie preekstoel af preek, dooie bene, wat dood spreek, en nie lewe spreek. Daar is 'n sekere kerk in Pretoria, ek gaan nie die naam noem nie. Hy sê die een keer vir my, kom kyk na my rookmasjien wat ek gebou het. Kom kyk na my beligting. Kom kyk na my musiek. Ek kan nou die jong mense trek. Dankie Here, hy van sy kop op en moet regkom. As die Heilige Gees nie in jou kerk teenwoordig is nie, los waarmee jy besig is. As die Gees van God nie vaardig is in jou bediening nie, los waarmee jy besig is. Hulle het ryfklaps, ek het van hulle iets gewys, waarmee hulle, dit is 'n geestelike jolplek, tussen hakies gesê. Daar's 'n kontantkroeg, jy kan jou drank bestel, die sterker goedjies kan jy ook bestel. Daar is 'n gees, maar dit is definitief nie die Heilige Gees nie. As mense op so 'n manier God wil dien, wil ek nie teenwoordig wees nie. Want dit is vir my 'n nee. Dis hartseer om te weet dat die mense die ontzag en die vrees vir God verloor het. As ek sien en kyk hoe mense praat van die ouers daarbo, wie dink jy is jy? Om God aan te spreek as die ouers. Ek het vir hom gesê, en toe hy my getoem, wie dink jy praat jy? In die weermag, as jy die generaal aangespreek het, het jy gesê, generaal, dankie generaal, ek sal so maak generaal, totiens generaal. Jesus het sy Vader U genoem. Die demone het Jesus aangespreek
U is die seun van die lewende God. Nou kom Christen mense en hulle praat van die ou was daarbo. Disrespectful. Dank die Here my God, laat dit nie in my kerk gebeur nie. Maar dit is hartseer dat mense kerk toe kom op 'n Sondag en deur die week soos ek weet nie wat aangaan nie. Dat die mense hulle blokke ver kan hoor. Sondag is die mense in die kerk dan amen en halleluja. Ek noem dit, dis die duikboot Christen. Hy kom op 'n Sondagoggend aan, hallo broer, hoe gaan dit? My suster, prys die Here, prys die naam van die Vader. Dan Sondagmiddag na die diens, dan duik hy so af, dan sien jy hom nie weer nie. Ons al mense wat sê, ek is 'n kind van God. Ken ek God in die kind? Laat my dink. Het is maklik om te sê, ek is 'n kind van God. Maar speel God 'n rol in die kind se lewe? Dis hartseer as mense vandag in hierdie tyd nog wil kerk speel. Dat pastore party deur die week saam met sy mede-kollegas op 'n Sondagoggend voor hierdie preekstoel staan, of hy niks verkeerds gedoen het nie. Kom ons laat staan ons gode. God sê ek is 'n jaloerse God. Jy mag geen ander gode voor my dien nie. Wat sê God is hy? Jaloers. Die hartseer is as mense probleme kry, dan gaan soek hy sy God in die borrel. Hy gaan soek sy God om hom te spyt. Is hartseer om te weet dat die Chinese 1136 gode het. Ons moet kyk waarmee ons vandag besig is en waarmee ons kinders hulle besig hou. Baie mense roep uit, Here, ek is in 'n verknorsing. God se oor het nog nooit zwaar geword nie en sy hand het nog nooit kort geword nie. Maar God sê, soek eers my aangesig en my heerlikheid, my majesteit. En ek sal vir jou gee die begeertes van jou hart. Amen. Maar weet jy, die hartseer is, hierdie ou het 10.000 rand nodig. Ek sal vir Andrei vra, of hy nie vir my 10.000 rand het nie. Kom weer reg, en ek sal maar vir Andries vra. Ek sal maar vir Netlie vra. Ek sal maar vir Leonardo vra. Dan kom my nergens reg nie by die 10de 'n persoon, dan het sy raad op. Dan sê die mense, kom met jou by die Here gevra. Hoekom maak ons nie die Here jou eerste prioriteit nie? God sê, verag is die mens wat die mens vra. God sê, ek staan in afwagting om jou te help. Vra my net. Amen. Maar dit is mos nou makliker om in die alfabet af te hardloop. Mense, die kerk is besig om afvallig te word, om af te horeer van God af, weg te horeer. Is hartseer om te sien dat kerke besig is om al hoe meer en meer afvallig te word. Ek het 'n probleem met 'n predikers en dominees en pastore wat die gehoor wil streel. Ek het 'n probleem daarmee.
As jy preek, dan preek jy die evangelie en jy preek sonde. Jesus het dit gepreek, hoekom kan ek nie? Jesus het nooit in die 3,5 jaar van sy bediening 'n gehoor gestreel nie. As ek my oor wil streel, vra ek my vrou. Maar mense, ons moet oppas vir hierdie dooie bene in ons lewe. God gee vir ons die autoriteit Amen. om te spreek. In Genesis, jy het God gesê, kom ons maak mense na ons beeld en ons gelyke. Wat het Jesus gesê? Ons maak mense na ons beeld en ons gelyke. Die eerste arm wat hy gemaak het, het hy gesê, gee vir die diere name. Toe kom die leeu, hy grom soos 'n leeu, hy brul soos 'n leeu, hy kry die houding van die leeu. Want Adam het gepraat. So het hy al die diere name gegee. Toe hy gesê, "Bob, jy moet hardloop en jy tussen die bome rond." Ons het autoriteit, mense. Ons het autoriteit oor siekte, ons het autoriteit oor ons finansies, ons het autoriteit oor alles in die lewe. Amen. Maar wat maak ons? Ek dink ek moet maar vir die pastoor vra om vir my te bid oor hierdie saak. God het vir my dieselfde autoriteit gegee as wat hy vir die dames hier voor my gegee het. Amen. Eendag in die hemel gaan daar nie siekte wees nie, daar gaan nie gebrek wees nie. Ons gaan op strate van goud loop. Net soos in die hemel, net so ook op die aarde. Amen. Ons het nie nodig om te sukkel nie. Want my Vader is ryk. Amen. Maar wat gebeur, ons vra hom nie. Soek eers die koninkryk en my geregtigheid. En ek sal vir jou byvoeg. En nou sit jy daar in moedlose vlakte tussen hierdie bene. En jy sê, Here, ek sit nou maar tussen hierdie bene. Dit is nou maar my lot. En so sal dit nou maar wees. Jesegiel het gesê, Here, evil. Dit sal so wees. As ons profiteer oor ons situasie, dan verander die situasie net so. Amen. Want God het gesê, kom ons maak mense na ons beeld en ons gelykenis. Maar die probleem is hier in die 9de vers, is daar mense met die klein letter G. Hulle het nog nie by die 14de vers uitgekom nie. Hulle stagneer nog by die 9de vers. Ja. Die oomblik as jy die hoofletter Gees, Heilige Gees ontvang, die Ruach, die asemhaling van God, uit die asemhaling vir die eerste arm gegee, toe het hy die stof van die aarde gevat en hy die mens gemaak, en hy sy asem ingeblaas in die eerste arm. En van toe af is daai speletjie nog nie verander, is nog presies dieselfde. Amen. Toe God die mens gemaak het, het hy sy asemhaling in die mens geblaas. Maar God het ook, toe hulle gesê, toe hulle gesondig het, van stof is die mens gemaak en van stof sal hy terugkeer. Hy het vir die Satan gesê, op jou buik sal jy sy, en stof sal jy eet, al die dae van jou lewe. Wie is die stof? Is ek en u. Ons is Satan se prooi. Amen. Ons is die Satan se prooi. Maar ons het, vanoggend het ons hierdie beslissing wat ons moet maak. Wil jy sy prooi wees, of wil jy koningskind wees? Amen. En triomfeer?
En sê ek trok vir ek spreek lewe oor my finansies, ek spreek lewe oor my gesondheid. Siekte sal my nie tref nie. Want my God is in beheer. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van my Vader bly tot 'n lengte van dae. Amen. God gee vir ons die uitkomste. Wat gaan ons daarmee maak? Dis vir my hartseer om te sien mense lewe, maar hulle lewe met God in hulle nie. Mense lewe van dag tot dag en hulle verwag die situasie moet verander. Maar as jy werklik wil hê jou situasie moet verander, kom regtig by God uit. Kom ons hou op game speel. Want hoe langer jy game speel, gaan jy nie gered word uit jou omstandighede nie. Amen. Dis hartseer om te weet, as ek kyk na Silas en Paulus in die tronk, wat het hulle gedoen? Hulle het lofprysing gedoen, hulle het God begin eer en dien. Wat het gebeur? Die boei het afgeval. Halleluja. Nie net hulle boei nie, maar almal se boeie. Amen. Maar hulle was bereid om te sê, Here, ek gaan nie tussen hierdie seemels wees, tussen hierdie varke wees nie. Here, ek gaan nie tussen hierdie dooie bene wees nie. Here, U is groter as my omstandighede. Ja, amen. Ou kan nie sê vir jou probleem, vir God sê, God het jy gesien hoe groot is my probleem nie. Jy moet vir jou probleem sê, probleem, het jy gesien hoe groot is my God? Amen. Dan word jou berg 'n molshoopie. Amen. Want jou God is in beheer. Amen. As Jesegiel in die vallei gesit het en net maar die dooie bene gesien het hy nie lewe gesien nie. Maar hy het nie vasgekyk na die omstandighede nie, hy het opgekyk na 'n lewendige God en gesê, Here my God, dit sal gebeur want U is God. Dit kan gebeur want U is God. Maar ons moet net die omswaai maak in ons lewe en te sê taboe met die wêreld. Daar's 'n liedjie wat hulle sing, the world behind me, the cross before me. No turning back. No turning back. Praise the Lord, no turning back. Amen. Die oomblik as jy sê die wêreld is agter my, God is voor my. Maar ons moet 'n radikale omswaai maak. Ons moet 180 grade en sit draai. En sê, Here, ek is klaar met die wêreld. Maar die probleem is, mense maak dit 360 grade. Ek draai. Ek's weer terug in my omstandighede. Doen jouself die guns en draai 180 grade. En sê, Here, nou is ek klaar met die wêreld. Amen. Ons het vanmôre het ons 'n radikale besluit om te maak in ons lewens. God wil jou omstandighede verander, want dis vir wie God is. As ek kyk, Psalm 1, welgeluk salig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie sit in die kring van die spotters, maar sy behaag in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. Wat doen hy? Hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedigheid. Amen. So is die goddelose mense, maar soos 'n kan wat die wind verstrooi. Amen. Ons het vanmôre 'n radikale besluit om te maak. God sê, gee my alles, of gee my niks. Ons het vanmôre besluit om te maak. Amen. As ek na my lewe kyk, en ek kyk na die afgelope 5 jaar, kan ek net sê, Here, dankie, dat U my uit die moederpoel uitgehaal het. Dankie, Here, dat U my
opgetrek het uit die omstandighede. Dankie Here, ek is op groen weivelde. Amen. Maar het het my 'n leeftyd gevat om 'n besluit te maak. Maar was die beste besluit. Amen. Moenie soos ek jare wag nie. Ons kan nou 'n omkeer maak in ons lewe en sê, the world behind me, the cross before me. Amen. Jesus het die ultimate prys betaal. As ek sien daai pad wat hy moes loop. Ek meen het hom 39 keer gegeesel. Hy het die vleis uit sy liggaampie uitgeruk. Die Bybel sê hy het soos 'n geploegde land gelyk. Uit die gestalte van 'n mens het hy verlaat. Vir wie? Vir die vin. Vir my en vir u. Amen. Dit is vir my so hartseer toe Jesus daar by Pontius Pilatus kom en daar staan. Jesus het in die 3,5 jaar van sy bediening baie wonderwerke gedoen. Krepels laat loop, blindes laat sien, dooies opgewek. Maar vir versagting was daar nie een wat opgestaan het vir die naam van Jesus nie. Niemand. En ons het vanoggend 'n besluit om te maak, Here, as hulle nie vir u was nie, Here, ek is. Amen. En ek sal u naam uitdruk, sal u naam groot maak. Dit herinner my nou aan hierdie ryk sakeman uit 'n mansions van 'n huis. Nou, was 'n klein arm seentjie. Elke dag het hy sy hek oopgeskuif en toegemaak. Die middag toe kom hy daar by die huis. My seentjie maak vir my hek oop en hy draai die push sy venster af. Hy sê vir die seentjie, sien jy hierdie pragtige mooi rooi appel? Seentjie sê, ja oom, ek sien hom. Hy sê, ek sal vir jou hierdie appel gee, as jy vir my kan sê waar jou God is. Hierdie klein seentjie haal so klein verlepte appeltjie uit sy sak uit, hy vryf hom so blink. Hy sê, oom, ek sal vir jou hierdie appeltjie gee, as jy vir my kan sê waar my God nie is nie. God is oral. God is die alomteenwoordige God. Amen. Daai selfde man het in sy mansions gegaan op sy knieë geval en gesê, Here, U is God, U is God. Dat 'n klein seentjie om tot sy besinne bring. Wat moet God doen om jou tot jou sinne te bring vanmôre? Baie mense gaan deur siekte, omstandighede, 'n kind afgestaan aan die dood, ouers afgestaan aan die dood. Die eerste ding wat mense sê, dis God se skuld. En die duiwel sit met so 'n kolbetsmaal. Maar Johannes 10:10 sê, ek is die Here jou God, ek sal vir jou gee en ek sal vir jou gee in oorvloed. Die tweede gedeelte vanuit dit in sy teksvers sê, maar die duiwel is hier om te steel, te verslind en te vernietig. En hy kyk wie kan hy vernietig. Hy sê maar dit gaan goed met die en die persoon, kom ek trek hulle 'n bietjie af. As ek vanmôre kyk na Job. Job het gesien hoe goed gaan dit met hom. En in die toelaatbare wil van God, laat God dit toe. Hy sê, jy kan alles wat jy kan in sy lewe vat nie.
In een dag verloor hy al sy kinders. Hy verloor sy ambisie, hy verloor sy wil vir die lewe. Hy verloor alles, sy boerdery is tot niet, sy saaiboerdery is tot niet, alles is tot niet. Sy vrou sê, sterf en vloek God. Hy sê, wat so dwaase woorde spreek hy? Toe hy volhard het, toe gee God vir hom baie meer as wat hy ooit gehad het. Amen. Inteendeel, hy het die mooiste dogter gehad, ek dink so as hy ingeskryf vir juffrou Wermond het sy dit loshandig Dis die God wat ons aanbid. God wil jou help, God wil jou omstandighede help. Hy wil jou uit die modder uittrek. Maar wat gaan ons vandag doen? As ek dink aan hierdie pa wat sy seentjie 'n werklike geval het afgespeel die 7de Julie 1989. Toe hierdie pa in Indonesië sy seentjie afgelaai by die skool. 3 ure later toe staan aardbewing. Hy ry in die rigting van hierdie aardbewing. Net om te sien alles is 'n pynloop. Die reddingswerkers sê vir hom, gee op. Ou kind is weg saam met al die ander kinders. Hy sê, I made my son a promise, if you ever need me, I will be there. No matter what, I will do it. Hy kom grou vir die eerste 6 ure. Dit word weer donker, hy grou reg deur die nag. 18 ure, 24 ure, 28 ure, 35 ure, 37 ure. Toe hy hierdie beton wegtrek, en hy sien daar's lig in die tonnel, hy roep sy seentjie Armand, hy sê, papa, hy sê, ek het vir my maatjies gesê, as my pa hierdie aardbewing oorleef, sal hy ons hier kom uithaal. Amen. Hy red nie net sy seentjie nie, maar 13 van sy klasmaatjies. Hierdie klaskamer se muur het ingeval, so 'n A-formasie. Kindertjies het hier gesit. Dit was nooit God se wil dat hulle moes gaan nie. Maar ons moet baie keer, met ons grou in ons omstandighede. En sê, Here, ek gaan nie opgee voor U my nie help nie. God sê, ek wil jou uithelp, ek wil jou uitred uit die omstandighede. Gee my jou hand, ek wil jou uithelp. Sê nie, ja, is okay, Here. Ons het vanmôre die besluit, ons het besluit wat ons moet maak. Kan jy sê, Here, help my uit my omstandighede, of ek is tevrede waar ek is. Ek wil maar nog 40 jaar rondploeter in hierdie woestyn. Ek dink ek het vanoggend my punt gemaak. Dis 'n kopskyk wat ons moet maak, dis 'n wilsbesluit. En gee God of alles, of niks. En God, jy speel met God games. Jy is nie halfhartig met God nie. Ja, maar ek sal volgende week, sal ek dit en dit doen. Dan sal ek vir die Here werk op oor 2 maande, of 6 maande, of oor 'n jaar. Whatever. Môre is vir niemand beloof nie. Nie vir my nie, ook nie vir u nie. Uitstel is die dief van jou geleentheid. Kom ons hou op uitstel. Kom ons sê vanmôre, Here, I surrender it all. Ek gee my oor aan U. Ek gee my volle U vir U. Maar ons het vanoggend met ons 'n besluit maak. Wat gaan ons maak? Waartoe gaan ons loop? Is hartseer om by 'n sterfbed te staan. En jy kom op hierdie demoon van 'n mens af,
wat God nog nooit geken het. En sy oë so groot soos perings, die sweet hardloop hom af. En hy sê, o God, help my, hierdie demoon is besig om my voete af te trek hel toe. En hy sterf sonder God. Ek dink in die begrafplaas is daar die seker die meeste leuns geskryf op klippe. 'n liefdevolle herinnering aan my dierbare eggenoot. Bitter was sy pyn en lyding, tog stil het hy heen gegaan. Soet was die woorde van sy gedagte, ek wil hemel toe gaan. Meantime was hy 'n dronkie wat op die pavement gesit het. Baie mense sê, pastoor, ek het nog 'n jong lewe, ek is nog jonk, ek het nog 'n hele lewe voor my. Ek wil vir jou jonger kinders gaan wys as jy, wat reeds aan die ander kant is. Kom ons hou op game speel. Kom ons bedoel het besigheid met God. Is vanmôre is dit u keuse. Hierdie eerste Sondag en hierdie Pinksterfees wat ons het, is dit u keuse om 'n besluit te maak. Amen. Gaan jy jou totaliteit oorgee en sê, Here, I surrender it all. Ek gee dit alles vir U. Of gaan jy aanploeter? Vir mense wat na die tyd 'n gebed nodig het, hulle is welkom om my te vra. Kom ons sluit af met gebed. Almagtige God en heilige Vader. Here, U ons verborge staan, o grote God, staan ons op heilige grond. Here, dankie dat daar nou nie 'n speeltyd is nie, maar Here, verander ons hart, ons omstandighede, ons lot. Here, dankie dat ek U hart raak sien en nie U hand nie. Dankie dat ek U nie raak sien as 'n ATM nie. Maar Here, U sal vir my gee alles wat ek nodig het. Here, dankie vir die mense wat nou pleit vir gesondheid, vir genesing. Here het aan die kruis gesterf vir al ons sondes en vir al ons oortredinge. Dankie dierbare Jesus, dat ons U naam kan grootmaak, U naam kan heilig. Toe Moses gesê het, Here, wat ek sê het, my gestuur. Ek is. Here, U is nog altyd die onveranderlike God. Tot in alle ewigheid sal U die onveranderlike God wees. As 'n koortjie wat sing, Here, alles verander, maar Jesus nooit. Dankie Here dat ek vanoggend kan laag buig voor U voete en kan sê, Here, dankie dat U my gered het met U reddende regterhand. Dankie Here vir my boetas en sissas, dat ek vanmôre kan insluit in hierdie gebed. In Jesus se heilige naam. Amen en amen.